So hoe u en ek na die wêreld kyk, invloed ons hele houding, ons ingesteldheid. As ons sê, ag nee, wat daar's nie 'n toekoms nie. Nee, wat dis ellendig, dis net verskriklik, dan gaan dit so wees. As ons sê nee, ek vertrou die Here. Ja, ek is nie blind vir die realiteite nie. Ek sien wat gebeur om my. Ek sien die slaggat in die pad. Ek probeer hulle misry, maar ek sien hulle. Maar ek gaan nie my hoop daarop hou. My hoop is op die Here. My vertroue is op die Here. Ek wil vanmôre met u gesels rondom die gedagte dat daar is 'n toekoms en God is ons hoop. Amen. So ons gaan saam lees vanmôre in Jeremia hoofstuk 29 en ook Filippense 1 vers 6. Jeremia 29, ek lees daar vers 11. En hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. En dan Filippense 1 wat sê, vers 6, ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, sal voortsit totdat hy dit voltooi. Op die dag, wanneer Jesus Christus terugkom. Net tot daar. Kom ons bid net. Dankie Here vir hierdie mooi mense. Dankie vir hierdie gemeente. Dankie Here vir u woord. En wil u vanmôre ook aan elke hart en denke, u woord kom seën, bid ek in Jesus se naam. Amen. Die woorde hier in Jeremia 29 is geskryf in die tyd wat die volk Israel weggevoer was van Jerusalem af na Babylon. Die koning daardie tyd was koning Jojagin en hy het oorgegee aan Nebukadneser, wat die koning was in die ryk van Babylon. En u sien die kaart daar voor u. Nou Babylon is vandag waar Irak is. Daardie tyd ook deel van die Persiese ryk. En die koning kom, hy neem die mense, gevangene, voer hulle weg in ballingskap en as slawe na Babylon. En baie van die mense het in daardie tyd alles verloor. Huise, besittings, selfs vroue en kinders. En ons ken die verhale wat selfs jong mense is weggevoer as slawe om te gaan werk in die koninkryk van hierdie magtige koning van Babylon. En ons kan vandag, as ons terugkyk na ons wêreld vandag, waar ons vandag leef, en ons sien gedurig op ons TV-skerms hierdie beelde wat ek nou vir u wys van verwoesting. Hoe ons wêreld onderste bo is. Hoe dat enkele individue in die wêreld dit reg kry om die nuus te oorheers en alles om te draai en deurmekaar te maak. En ons baie moet betaal vir petrol. In ons eie land, daar ook baie dinge wat ons sien, wat ons wonder, sal dit ooit regkom? Soos hierdie uitdagings, die dinge wat rondom ons gebeur, wat baie keer by ons onsekerheid skep. En ons wonder, hoe gaan die toekoms lyk? Hoe gaan ons vorentoe beweeg? Want baie van jou en my realiteite, wat ons om ons sien, wat ons op die TV-skerm sien, beïnvloed ons blik op die toekoms. En ons sien daar's 'n opkoms, selfs onder jong mense, van ouens wat sê, ek weet nie of daar 'n toekoms is nie. Hoe gaan die toekoms lyk? En mense raak negatief. Kry mense wat moedeloos is. Kry mense wat passief is. Suid-Afrika
Dalk weet jy dit, is daar 'n toename onder in selfmoord onder jong swart mans. Want hulle voel, daar's nie 'n toekoms nie. Mense raak moedeloos. En baie van ons raak ook baie keer negatief, net daar by die braaivleisvuur. Kan ons baie goed sê wat nie so mooi klink nie. Wat negatief is en wat ons praat, ja. En baie van ons raak passief. Ons sit terug. En ons vergeet dat ons het geloof. Ons vergeet dat ons geloof en ons hoop, ons navolgingskap van Christus, ook in ons lewe in moeilike tye 'n rol het om te speel. Iets vir ons beteken. Hebreërs 11 vers 1 sê so mooi vir ons, dat geloof is 'n vaste vertroue, dat die dinge waarna ons uitsien, inderdaad sal gebeur. Die Nuwe Lewende Vertaling. Dis die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. So ek wil vanmôre vir u herinner dat ons leef nie net met die negatiewe nie. Nie net met wat verkeerd loop nie. Maar ons leef ook met hoop. Ons leef ook met verwagting. Ongeag die uitdagings wat ons om ons mag ervaar en om ons mag sien, is daar vir gelowiges altyd 'n lig in die tonnel. En dit is nie 'n trein nie. Ons het geloof en hoop dat daar sal 'n beter môre wees. Amen. Dit is deel van wie ons is. Dit is deel van ons DNA as gelowiges dat ons glo in môre. Ons glo in die ewigheid. Ons glo dat daar is 'n beter môre. Ons glo dat daar kom 'n tyd van vreugde en vrede en vervulling. En dan klink hierdie woorde in my gedagte weer van Jeremia 29 vers 11, waar God sê, ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Dis God se woord, dis God self. Ek wil hê julle moet negatief wees, depressief wees, passief wees en onttrek nie. Ek wil hê julle moet hoop vir die toekoms hê. Dis God se woord vir jou en my. Dis 'n woord wat sê, daar moet verwagting wees. Verwagting in dit wat God kan doen. Verwagting in dit wat nog kom. Verwagting dat daar is 'n vooruitsig wat ons hoopvol maak. Wat ons kan vervul met opgewondenheid. Dis ek verwag, iets gaan gebeur. Jy weet, baie belangrik in hierdie verwagting is dat ons nie net sal sit en kyk wat gebeur nie. Iemand sê daar is in die wêreld twee soorte mense. Daar's mense wat goed laat gebeur en mense wat wonder wat het gebeur. Moenie in daai groep val nie. Jy baie keer sê 'n mens, en ek weet dis menslik. Ons sê baie keer, ek gaan maar kyk wat gaan gebeur met hierdie storie. En ons sit en kyk. Maar as ons sê ek glo, daar is 'n beter toekoms. Ek het geloof, ek het verwagting. Ons sê dit ook, ek gaan nie net kyk nie. Ek gaan betrokke raak. Amen. Ek gaan intree. Ek gaan iets doen. Maar verwagting sê nie net dat ek sit en kyk nie. Dit sê ek doen iets. Ek stel doelwitte. Ek vat uitdagings aan. Ek tel my kop op en ek gaan aan. Want ek glo daar's 'n toekoms. My pa is so 2 jaar gelede oorlede op die ouderdom van 95. Hy het altyd vir my gesê, as jy so preek en praat oor herlewing en wat God doen, moet jy onthou, jy moet ook daarvolgens optree. Dit help nie jy sê, God gaan iets doen, maar jy doen niks nie. Dit help nie jy sê, ek glo die toekoms, maar jy sit en kyk nie. Jy moet optree volgens wat jy bely. En ons weet dis waar.
Ek wil u vanmôre aanmoedig. Moenie net wonder wat gaan gebeur nie. Tree op volgens jou geloof. En mag die Here in jou hart geloof opwek, daardie gevoel bring dat daar is hoop. Daar is 'n beter toekoms. Weer, Jeremia 29 vers 11, waar hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Kyk mooi na die woorde in daardie vers. Dit sê vir ons, God het 'n plan. Amen. God word nooit onkant betrap nie. Al gebeur wat in die wêreld, al gebeur wat in jou en my lewe, al gebeur wat in ons omstandighede, dit betrap God nooit onkant nie. God sê nooit, o aarde, wat nou nie. Hy het 'n plan. En ons weet dat self dit wat ons as negatief ervaar, God ten goeie laat meewerk. Ons weet dat baie keer ons verleentheid is dikwels God se geleentheid. Want hy het 'n plan. Hy is nie planloos nie. En as ons daardie vers lees, hy sê, God sê, ek weet wat ek vir julle beplan. Dan kan ons nie in wanhoop vasgevang word nie. Al word die straat van Hormuz 10 keer gesluit. Al gaan die petrolprys op. Al is die strate vol slaggate. En geen ligte werk nie en geen robots nie. Daar's die strepe op die wit strepe of stop. Al hierdie goed waar. Kan ons nie sê, o, wat nou nie. God het 'n plan. En ek en jy is deel daarvan. Ek wil u aanmoedig dat ons nooit sal sê, ja, ek is 'n minderheid nie. Daar moet ek maar stil bly en doodstil sit nie. Dat ons sal sê, wat is my deel? Wat moet ek doen om dit anders te maak? Dat ons nie agter ons hoë mure sal braai en sal kla nie, maar dat ons deel sal wees van dit wat anders kan wees. Amen. Dis nie ons sê omstandighede is so sleg en ons raak moedeloos nie, maar ons sal sê, God sê, ek het 'n plan, ek het vir julle beplan, en sê, Here, ek wil deel wees van daai plan. Wat moet ek doen? Hoe moet ek optree? Sodat in my en deur my u plan tot vervulling kan kom. Ek dink ons almal weet, God kan wonderlike planne hê, maar as ons nie beskikbaar is nie, kan hy nie deur ons werk nie. En God het gekies om te werk deur mense, deur jou en my. Onvolmaakte, onperfekte mense, maar God kies om deur ons te werk. God kies om deur ons, sy realiteit, sy plan, soos in die hemel, so ook op die aarde te laat gebeur. Amen. Maar ek en jy het 'n verantwoordelikheid daarvoor. En ja, uiteraard, ons toekomsverwagting sluit ook 'n ewigheidsperspektief in. Dis nie net vir hier en vir nou nie. Dis nie net vir ons omstandighede fisies en liggaamlik nie. Dit gaan ook oor ons geestelike omstandighede. Dit gaan ook oor ons geestelike toekoms. Ons verwagting vir die plan van God, vir hier en nou, vir ons kerk, vir ons dorp, vir ons land, vir ons wêreld, sluit ook in ons ewigheidsverwagting. Mag ons nooit daardie perspektief verloor nie. Ons glo, daar's 'n ewigheid. Ons glo, Jesus kom weer. Ons moet nooit daardie toekomsverwagting verloor nie. En net hier in die hier en nou vasval en hier moedeloos raak nie. Ons altyd hierdie eindelose geestelike dimensie onthou en deel maak van hoe ons leef. Ek herinner u deur net te lees 'n paar verse, Openbaring 21, 1-5, u kan met my saam lees. Johannes sê, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see het nie meer bestaan nie. Ek het ook die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerkom. Die nuwe Jerusalem was soos 'n bruid wat vir haar eggenoot mooi gemaak is.
ek het 'n kragtige stem van die troon af hoor sê, kyk, die tentwoning van God is nou onder die mense opgeslaan. Hy sal by hulle bly, en hulle sal sy volke wees, en God sal self by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan van hulle oë afvee, en die dood sal glad nie meer bestaan nie. Ook hartseer of smartkrete of pyn sal glad nie meer bestaan nie. Die ou dinge het verbygegaan. Hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alle dinge nuut. Dit is ons ewige verwagting. Ja, ons het verwagting vir hier, vir nou, vir volgende maand, vir volgende jaar. Maar ons het ook 'n ewigheidsverwagting. Kyk ook uit na ewige toekoms. So ons verwagting op 'n beter toekoms is gebou op ons vertroue in God se beloftes. Daar's beloftes, iets vanmôre gehoor getuienis van Marius. Daar's beloftes wat God vir jou en my persoonlik maak. Iewers in jou lewe, dalk baie jare terug het die Here aan jou belofte gemaak. Jy het dalk al vergeet. God se beloftes is ja en amen. Ons verwagting is baie keer, God sê iets vandag, dit moet volgende week gebeur. Maar God het sy tyd. En hy is nooit laat nie. Sy tyd is altyd reg. So ons verwagting vir die toekoms is gebou op sy beloftes. Vir ons persoonlik. Vir jou en jou lewe. Maar ook vir ons as sy volgelinge. As sy kinders. Ook vir ons as sy kerk. Vir ons as deel van sy bruid. Daar's so baie beloftes en ons verwagting, ons na die toekoms kyk, is gebou op sy beloftes. Filippense 1:6 sê Paul, ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, sal voortsit totdat hy dit voltooi. God sal klaarmaak wat hy in jou lewe begin het. God sal klaarmaak wat hy in hierdie gemeente begin het. God sal nooit sy rug op ons draai nie. Hy sal ons nooit begewe, hy beloof ons, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Jesus sê, ek is met julle tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Dis sy belofte. Ek en jy kan op daardie belofte bou. Ons kan op daardie belofte voortgaan. Want hy is die ene wat sê, ek beplan voorspoed vir julle, nie teenspoed nie. Kan ek vir julle vanmôre sê, op die langtermyn weet ons, alles sal reg uitwerk. Alles sal goed uitwerk. As dit nog nie daar is nie, is dit nog nie by die einde nie. Dit gaan nog voort, hierdie pad, hierdie reis gaan voort. God sal ons nie in die steek laat nie. Romeine 8:28 sê Paulus, ons weet dat alles ten goeie sal meewerk en God laat alles ten goeie meewerk vir hulle wat hom liefhet. God laat alles ten goeie meewerk vir hulle wat hom liefhet. So in my lewens, ons moet weet, ons lewens word beïnvloed in 'n baie werklike manier, in 'n very real way. Word ons lewe beïnvloed deur hoe ons die toekoms sien, hoe ons vooruitkyk. Hoe jy kyk na die toekoms beïnvloed in 'n baie sterk manier jou lewe. Jy weet mos as jy in die oggend uitgaan en jy stap deur die dorp en jy gaan winkel toe en jy groet niemand nie. Jy lyk net so 'n bietjie bewolk. En jy groet niemand nie. Jy agtergekom, niemand groet vir jou dan nie. Niemand glimlag vir jou nie, jy agtergekom. Maar as jy glimlag, hoe ek en jy na die lewe kyk. Daar was jare gelede mense in ons gemeente, toe ons nog in die Kaap was, wat vir my gesê het, pastoor, ek weet nie, hierdie gemeente is baie onvriendelik. Niemand groet my, niemand praat met my in hierdie gemeente nie. Ek weet nie wat gaan in hierdie gemeente aan nie. Sê ek net, vertel 'n bietjie vir my, wat doen jy Sondagoggend na diens? Nee, ons is maar hastig huis toe. Ons hardloop vir die kar. Ek sê, geen wonder nie. Want julle praat met niemand nie.
Julle groet niemand nie. Julle glimlag vir niemand nie. So dit gaan ook nie terugkom na jou toe nie. So hoe jy en ek na die wêreld kyk, beïnvloed ons hele houding, ons ingesteldheid. As ons sê, ag nee, wat daar's nie 'n toekoms nie. Nee, wat dis ellendig, dis net verskriklik, dan gaan dit so wees. Maar as ons sê nee, ek vertrou die Here. Ja, ek is nie blind vir die realiteite nie. Ek sien wat gebeur om my. Ek sien die slaggate in die pad. Ek probeer hulle misry, maar ek sien hulle. Maar ek gaan nie my hoop daarop hou nie. My hoop is op die Here. My vertroue is op die Here. So mag die Here ons help om 'n positiewe geloofsblik op die toekoms te behou. Wanneer u en ek kyk na die toekoms, wanneer u uitkyk op die toekoms van jou eie lewe, jy's dalk vandag 'n jong man, 'n jong vrou, jy's dalk 'n bietjie ouer al in die lewe, en jy kyk na die toekoms, wat is jou toekomsblik? Mag die Here ons help, dat dit 'n positiewe toekomsblik sal wees. Dat gebou sal wees op geloof. Op dit wat God sê, ek het vir julle 'n plan. Ek beplan vir julle sukses, nie mislukking nie. Mag dit waar wees vir elke lid van hierdie gemeente. Dat vir jou eie lewe, maar ook vir hierdie gemeente, 'n positiewe geloofsblik sal hê. Sal kyk, ook vir u dorp. Mag die Here julle help om 'n goeie munisipale bestuur te kry. Maar ook stem hulle in, maar ook vir die, of daar moet jy staan vir die lid om die burgemeester te word van hierdie stad. Ek weet nie, ons kort sulke mense. Dat ek kan 'n verandering bring. 'n Positiewe blik op die toekoms te hê. Nou ek wil hê dat u moet mekaar werklik aanmoedig as gemeente. Om nie wat in die wêreld gebeur, wat in die land gebeur, wat in u dorp gebeur, verlam te word nie. Om nie net toe te kyk en te kyk wat gebeur nie, maar eers kyk wat gebeur nie. Maar om daartoe te sê, ek staan en ek tree in. Ek is deel van die oplossing. Ek is deel van die hoop vir die toekoms. Ons het vanmôre vir u as gemeente 'n pastoorspaar bevestig. Presiderende pastoorspaar bevestig. Wat ek weet, die toekoms ingaan met afhanklikheid van die Here. En ek vra u weer om aan te hou bid vir al die leiers van hierdie gemeente. Maar ek wil ook vanmôre vir u vra as gemeente om te sê, ek gaan deel wees van die toekoms. Gaan vir my terug na daai skuifie toe asseblief. Ek gaan deel wees, ja, van die oplossing. Ek gaan deel wees van die hoop. Ek gaan deel wees van die toekoms. Ek gaan nie net kyk nie. Ek gaan toetree. Ek gaan aktief daar wees. En ek wil graag vir u 'n gebed doen, maar ek wil u uitnooi. U het die hand uitgesteek net om te sê ek bid vir die pastoor, maar as u vanmôre sê ek gaan deel wees van die toekomsoplossing, van die hoop wat God bring. Ek gaan toelaat dat God se hoop deur my in hierdie gemeente 'n realiteit word en meer sal wees. Wil ek nooi met my saam te staan vanmôre. Te sê ek gaan nie moedeloos word nie. En dit gaan oor meer as net die gemeente, dit gaan oor ons wêreld, ons land, ons dorp. Te sê Here, ek gaan nie net toe kyk nie, ek gaan nie passief wees nie, ek gaan nie moedeloos word nie, ek gaan deel wees van die hoop. Ek gaan deel wees van die oplossing. Help my. Kom ons bid saam. Dankie Here. Dat ons vanmôre opnuut onsself kan verbind tot 'n hernuide toewyding. Toewyding aan U. Dankie Here dat dit gaan nie in hierdie gemeente of in hierdie kerk oor mense wat vereer word nie. Oor posisies en funksies nie. Dit gaan oor U. Dit gaan oor U koninkryk. Dit gaan oor U heerskappy. Dit gaan oor U woord. Dit gaan oor die wese van kerk wees. Dat ons sal uitreik na die wêreld
met hoop, met genade, met die boodskap van u redding, wat lewens verander. Dis waaroor dit gaan. As dit nie daaroor gaan nie, dan hou ons net onsself besig. Maar Here, ons wil doelgerig besig wees met die uitdra van u koninkryk, met die uitbou van die koninkryk, met die redding van siele, met die raak van lewens wat verander word onder u genade, deur die krag van u gees en die krag van u woord, deur vir hulle die hoop te bring op 'n toekoms, nou en in die ewigheid. En Here, ek bid vanmôre vir elkeen wat staan. Dankie dat ek vanmôre kan bid, Here, eerstens vir hulle persoonlike lewe. U sien vanmôre jong manne, jong meisies, volwassenes, ouers, seniors. En Here, u ken ons elkeen by die naam. U weet wat ons nodig het. Vanmôre weet ons, Here, wil u vanmôre mense herinner wat hulle dalk al vergeet het, toe u vir hulle beloftes gegee het, miskien jare terug. Hulle daardie al miskien begrawe het, dat dit weer sal nuut word, sal vars word, dat hulle sal weet, God se beloftes is ja en amen, dit gaan kom. Dat u die werk wat u in hulle begin het, sal volëindig. Here, ek bid dit ook vir hierdie gemeente, vir die leiers van hierdie gemeente, die bestuursraad, die pastorale span, elkeen, dat hulle sal bewus wees van u nabyheid, van die krag van die liefde, van die ewige hoop wat in u is vir 'n mooi en 'n beter toekoms. En Here, ek bid vandag u seën af op hierdie hele gemeente, elkeen wat staan, hulle wat miskien vandag nie hier is nie, maar elkeen wat lid is van hierdie gemeente, Here, ek bid dat hulle sal bewus wees dat u werk, dat u nooit u rug draai nie, maar dat u 'n plan het, dat u 'n toekoms bou, en dat hier in hierdie dorp, in hierdie gemeente, in hierdie plek, in ons eie lewens, u naam verheerlik sal word. En ek bid op hulle af, u rykste seën, die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Dankie, Here. Amen. Mag die Here u seën, en mag hy 'n blink en 'n sterk toekoms hê as gemeente. Amen.